Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uit doen. Ons is so te sê al klaar met ons studie in die boeke van Filippense en Kolossense. En ons gaan vandag 'n bietjie kyk, wat het Paulus, wat 'n raad het hy vir ons gegee oor ons interpersoonlike verhoudinge, nie net in die huis met ons kinders, maar ook by die werkplek en by die kerk. Vandag weer eens saam met my in die ateljee, Ronay Furstenberg van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag Ronay, goed om jou weer hier saam in die ateljee te hê, waar ons weer saam studeer uit Gods woord uit. En ons is in Kolossense, en dis 'n baie interessante gedeelte wat ons vandag bestudeer, want dit is bespreekbare gedeelte al, nê. Ons sê altyd ons wil met almal in liefde saamleef. En Paulus gee vir die kerk en vir ons ook 'n bietjie raad om dit te kan doen. Maar voor ons begin, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons weer eens die woord kan oopmaak, en terwyl ons dit gaan lees en studeer, bid ons dat ons insig sal ontvang deur u Gees. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. So, daar's 'n teksvers wat sê, laat julle altyd julle woorde met sout besprinkel wees. Dit sê sommer as 'n mens dit sê, Ja. dan moet dit klaar vir jou sê, somtyds kom die dinge nie so lekker uit, soos wat dit moet uitkom nie. Ja, maar tel jou woorde. Dit is eintlik so 'n mooi manier om te sê, laat julle woorde altyd aangenaam wees, nê. Ja. Dis 'n vreeslike mooi teksvers. Maar kom ons begin, ons is vandag in Kolossense 3 en ons gaan vanaf vers 18 af wegspring as ek reg is, nê. So kom ons kyk wat sê dit. Vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. En manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Ja, hierso begin ons sommer ek skuis tog uit, my vrou het sommer begin met vroue. Wees julle eie mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Nou, ek dink hierdie gedeelte moet ons altyd saam lees en met Efesiërs. En sê maar, wat het hy ook daar vir ons gesê? Soos dit in Christus is, soos wat die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue aan hulle mans onderdanig wees. En ons moet baie mooi daai gedeelte lees. Hy sê, wees julle mans onderdanig, nie aan alle mans nie, julle mans, jou man, onderdanig, in die huisgesin. Dis reg. Wees getrou aan jou man. Wees jy die een wat by hom staan en wat hom ophef. En kom ons kom terug na daai teksvers wat ons nou reg aan die begin gesê het, laat jou woorde met sout besprinkel word. Hoe maklik is dit, jy weet, dis interessant dat hulle sê, as pa kwaad is, dan gaan die huis nog aan, as die kinders so 'n bietjie omgekrap is, gaan die huis nog aan, maar as ma omgekrap is, dan's die hele huis omgekrap. Is dit nou nie maar waar nie, nê? Dus hoe interessant is dit dat ons as vrouens daardie mag het om ons hele huishouding te maak of te breek. So, hierdie teksvers dink ek moet ons in daardie lig sien, dat jy as die vrou van jou huis bepaal die vrede van jou huis, en jy bepaal dit of jou huis vir almal 'n gemaksone gaan wees en 'n veilige hawe gaan wees. En dit is baie interessant dat hy in vers 19 oorgaan en hy sê, manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Dit is 'n baie interessante manier dat hy dit so stel. Ja, met ander woorde, hy begin maar op 'n sekere punt, maar hy gaan oor. Met ander woorde, hy praat met die mans en die vrouens binne in die huis. En in die huwelik, nie. En ek wil net daai selfde gedeelte, wil ek net gou soos ons gesê het in Efesiërs, dit net saam daarmee lees. Dit sê ook, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. So dit klink baie dieselfde, né? Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hier is die belangrikheid. Ons moet nie soveel konsentreer op die man is die hoof van die vrou nie. Maar ons moet in die tweede gedeelte konsentreer wat sê, soos Christus ook hoof is van die gemeente.
Okay. En daar lê ons kruks in. Christus is die hoof van die gemeente. Wat het hy alles vir die gemeente gedoen? Hy het sy lewe afgelê vir die gemeente. Hy het alles prysgegee vir die gemeente. So, dit is wat die man moet doen. En hier is die hele probleem, of hier is die uitleg. As die man soos Christus optree teenoor die gemeente, dan is daar nie 'n probleem om wederwysige respek en onderdanigheid daar te hê nie. Absoluut. So, vers 1 en vers 2 moet nou nie almal laat opspring nie, nê. Die ding van die vrou moet onderdanig wees en die man is die hoof van die huis en da. Dit gaan daaroor, jy as 'n getroude egpaar gedra vir julle waardiglik volgens die evangelie. Ek dink dit is 'n mooi manier van opsomming. Die evangelie is Christus wat kom sterf het vir sy kerk. Soos wat die liefde vir die Here volkome was vir die kerk en die kerk se liefde volkome moet wees vir die Here. Dit is soos die man en die vrou die basis moet hê in hulle huwelik en van daar af vloei die liefde voort, nie waar nie. Ja. Want van daar af in vers 20, dan gaan ons nou van die egpaar af, gaan ons na die kinders toe, want hy sê dan, kinders, julle moet julle ouers en alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. As jy 'n ma en 'n pa het, wat volgens die evangelie hulle huis bestuur, en die liefde van die Here is werklik bekend in daardie egpaar se huwelik, sal dit oorvloei na die kinders toe, en ek wil amper sê die opvoeding wat jy in die kinders sal sien, sal 'n weerspieëling wees van hoe ma en pa die evangelie verstaan. Ja, en is baie belangrik dat hy hier sê, kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees. So, hy praat hier op 'n stadium met die kinders, en hy sê, julle moet aan julle ouers gehoorsaam wees, maar, hoe sê ek altyd, ons moet tussen die lyne lees, hier praat hy met die ouers, en hy sê, ouers, daar sal sekere reëls en regulasies in jou huis moet wees, Dis reg. wat daar is, omdat jy lief is vir jou kinders, en dan daar sekere goed is wat jy gaan toelaat, en sekere goed wat jy wil hê hulle moet doen. En daaraan moet hulle gehoorsaam wees, want hulle is jou kinders. So het die Here dit gestel. Nie dat hulle ons beste vriende moet wees, of dat hulle altyd permanent moet lief wees vir ons nie, maar dat daar 'n sekere tyd is, wat hulle maar ongelukkig kan wees, maar solank ons hulle in die wil en die vrese van die Here groot maak, en oplei, Ja. dan doen ons dit reg. So dis baie belangrik, dit gaan wederzijds, nie net vir die kinders wat altyd moet luister nie, maar ons weet ook daar, vers 21, Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. ja, met ander woorde, hier kom hy nou in en hy sê, daar moet nou, met ander woorde, dit gaan nie net oor die kinders moet net gehoorsaam wees, moet ook nie jou kinders, soos hy daar sê, terg nie. Moenie dit vir jou kinders moeilik maak, om die reëls en regulasies in jou huis na te kom nie. En nou wil ek 'n bietjie teruggaan en sê, hier is dieselfde ding, vir die man en die vrou binne in die huis, om goed saam te kan leef. Vrouens, maak dit vir jou man so maklik as moontlik, om jou met sy hele hart en sy hele siel en al sy krag lief te hê. En vrou, maak dit vir jou man so maklik. Alle kante op die man ook, ja. Om ook te respekteer, laat ons mekaar kan lief hê en respekteer, maar kom ons maak dit vir mekaar so maklik, en ons verwag dit nie net, dat dit net moet kom, maar ons gee nie die wederwysige liefde en respek, wat ons moet gee nie. Ja, dit is absoluut die opsomming daarvan. Dit is nogal 'n uitdaging met kinders, kyk, ons is mos in rebelsheid gebore, nie waar nie. So, rebelsheid gaan ons in ons huise kry, maar dit is vir my belangrik om te sê, moenie dat julle kinders moedeloos word nie. Hier is soos jy nou sê, tussen die lyne lees, hier is 'n baie belangrike konsep wat ons sal moet besef, wanneer dit kom by die grootmaak van ons kinders, en dit is dat jy jou oog op hulle moet hou, nie net om te kyk wat hulle reg doen en wat hulle verkeerd doen nie, maar om te kyk, hoe gaan dit met my kind? Ja. Selfs hoe klein hy is, hoe gaan dit met my kind? Gaan dit goed met my kind? Spandeer tyd met jou kind, nie net in die daarstel van reëls en regulasies nie, maar om te weet, is my kinders
se siege okay, is hulle geloof sterk. Dis eintlik mos maar basies waaroor ons opvoeding met ons kinders gaan. Ja, en dan aan die ander kant is moet ons onthou dat om kinders op te voed beteken nie net om te sorg dat hulle skoolgelde betaal is, hulle het skoolklere om aan te trek en as kos om te eet en hulle bed om in te slaap nie. Dis reg. Dit is meer as dit. Dit is om daardie tyd te spandeer, om daardie verhouding te bou in die familie en met ons eie kinders, en sodat ons vir hulle die geleentheid kan gee om dit ook te doen. Daar's 'n hele paar ander teksverse wat ons kan na kan kyk, wat sê maar ons moet ons kinders opvoed. Weet, en jy wil nie vrees van die Here, as ons kyk na Spreuke 22, bring hulle na die Here toe, oefen hulle so. Met ander woorde, om iets te oefen is nie dit om dit eenmaal te doen nie. Dis reg. Dis om dit 'n repetisie te maak. En so ook so, dat ons kan kom na wat Christus gesê het van, wat moet met die kindertjies gebeur? Die kindertjies moet na hom toe kom. En hier is 'n ander konsep. As ons kyk na daai gedeelte in Matteus 19, dan sê dit vir ons, Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom. So met ander woorde, iemand wou hulle verhinder het Ja. om te kom, maar die kindertjies wou van self kom. Maar wie het hulle verhinder? Die groot Die mense. groot mense. Hoeveel keer kom ons en sê ons, ja nee, maar ons kinders is dalk nou nog nie groot genoeg, teerpuntjie, om kerk toe te gaan nie. So ons gaan nou maar wag tot hulle groot genoeg is. So ons weerhou hulle daarvan om hulle na die Here toe te bring, dat hulle self na die Here toe kan kom. En ons moet dit van kleins af by hulle inleer. 'n Kind is nooit te klein om hom na die Here toe te bring en hom saam te vat in ons aanbiddingstyl nie. Ja. Ek dink wat om so die gesprek af te sluit wat nou gegaan oor die gesin. Dis interessant dat hierdie huislike pligte gaan nou uitbrei. Dit gaan uitbrei na ander mense wat gekonnekteer is aan jou huisgesin. Maar om net eers te gesel af te sluit die mamma, pappa en kindertjies. Hoe belangrik is dit om te besef dat ek eendag voor die Here gaan moet staan en die Here vir my gaan vra, waar's die kinders wat ek aan jou toevertrou het? Maar wat meer is, die Here gaan vir my vra, waar's die man wat ek vir jou gegee het? Waar's die vrou wat ek vir jou gegee het, wat ek in huwelik vir jou gegee het? In plaas daarvan om net op hierdie aarde te wandel en soos jy nou so tereg gesê het, so bekommerd te wees oor die elke dag verantwoordelikhede en dit wat ons vandag nodig het. Kos op die tafel, dak oor die kop, 'n kar om in te ry of wat dit ook al is op hierdie stadium wat vir jou belang. Dit is ook belangrik. Dis ook belangrik. Maar meer as dit, moet ons besef dat ons nie vanaand ons oë kan toemaak, voordat ons nie ons hele huisgesin gesorg het, dat elkeen van ons se geloof nog sterk is in die Here nie. Ja. So kom ons gaan aan van daar af, ons is nou by vers 22. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees in alles gehoorsaam wees, nie met oë dien soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. En kom ons vers 25 sê, maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang, en daar is geen aanneming van die persoon nie. En hier kom ons nou, met ander woorde, dis nou verhoudinge, onthou, om met ander mense kan saamleef. Dis waarna ons kyk vandag. Man en vrou in die huis saamleef. As jy jou man goed hanteer en jou vrou en jou vrou goed hanteer en jou kinders goed hanteer, dan moet dit oorspoel na, kom ons sê nou eers die kerk toe. Ja. En die mense op dieselfde manier hanteer. Maar nou gaan jy terug na die werk toe. Jy weet hoe, jy sê altyd, is ek 'n kerkoggend engel en 'n maandagoggend duiwel. Ja, so hier is dit, dalk is ek 'n goeie Christen by die kerk, maar o wee, die mense by die werk, wat veral onder my werk, want dit is nou waarvan hy hier praat, is so bang, dit lyk nie of jy 'n Christen is as jy by die werk is nie. En dit is 'n uitdaging. Maar hy sê daar, jy wat onderdanig is, en ons weet hulle praat hier van diensknegte en slawe, en dis nie iets waar ons wil ingaan in ons studie nie, maar dit gaan oor 'n meerdere en 'n mindere. En 'n mindere wat vir die meerdere werk. Jy word betaal, jy moet werk, jy moet jou plig nakom teenoor dit wat jy gesê het, jy sal nakom. Partykeer voel dit mos vir ons of ons onregverdig behandel word. Maar verder gaan hy hier en hy sê, doen alles in jou vermoë om die werk wat aan jou toegewys is, goed te doen met alle eer, en dan sê hy daar, nie net met oë diens nie. Of daai
as die bestuurder omdraai. Ja. So, Ja, maar dit is mooi, want 'n mens moet besef dat jy het 'n respekvolheid wat jy vir die Here moet wys, selfs in die manier hoe jy met kollegas werk. Ons dink nie altyd daaraan nie, nê, dat wanneer ons kerk toe gaan, dan gedra ons vir ons goed, soos jy nou sê, maar wanneer ons by die werk kom, dan het ons heeltemal 'n ander persoonlikheid. Ek kan dalk regverdig en sê, maar weet jy wat, ek werk met 'n klomp verskriklike moeilike mense, ek weet nie, dalk regverdig dit nou my optrede, dit sal nooit ons optrede regverdig nie. Daar was nie 'n mens op hierdie aarde wat gewandel het, wat met moeiliker mense te doen gekry het, as Jesus Christus homself nie. Ja. En tog het hy homself met soveel eer en respek gedra, dat hy was waarlike ambassadeur van sy Vader. Ek en jy is ware ambassadeure van Jesus Christus en van dit wat ons sê ons glo. En dit kan nie net uitgedra word by die kerk nie. Dit kan nie net in die 4 mure van my huis wees nie. As ek maandagooggend werk toe gaan, of as ek by my inkopiesentrum instap, of as ek agter my kar se stuurwiel sit en die ou hier voor my wil nie so lekker saamwerk in die verkeer nie. Ek bly 'n ambassadeur van die Here. ja. En vers 25 is eintlik vir ons baie belangrik, want ons kom altyd met wat jy nou gesê het, dan wil ons altyd sê, ja, maar. Vers 25 gee vir ons die antwoord. Maar wie onreg doen, met ander woorde, as jy onregverdig behandel word, wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het, terug ontvang. Dit sê nie, jy moet dit vir hom terug laat ontvang nie. Dit sê, hy sal dit terug ontvang. En daar is geen aanneming van die persoon nie. En hier kom Paulus en hy verwys direk terug en hy sê, die Here neem nie 'n persoon aan nie. Met ander woorde, hy sien nie party beter aan as ander nie. Dit wat jy teenoor ander gedoen het, sal jou vergelde word. Met ander woorde, jy gaan daarvoor moet staan op die ou ene van die dag. Wat jy gesaai het, sal jy maai. Dalk nie onmiddellik nie. So die wat onreg doen aan ander, moet maar weet. Die Bybel sê daar kom 'n dag en 'n tyd wat ons gaan moet maai wat ons gesaai het. Ja. Net om so aanleiding te gee, as ons oorgaan na hoofstuk 4 toe, vers 1 sê, betoon reg en billikheid, Here, aan julle diensknegte, met ander woorde bestuurders aan julle diensknegte, omdat julle weet dat julle ook 'n Here in die hemele het. So nou draai hy hom om, nee, nou kyk ons van die bestuursoogpunt af. So om te sê, maar hoorie, as jy in 'n rol van leierskap geplaas is by jou werk, veral of in 'n bestuurskap geplaas is, en jy het mense wat onder jou aangestel is, wees versigtig hoe jy vir hulle hanteer. Let op jou regverdigheid. Let dat jy geregtigheid laat geskied. Let dat jy billik is, nie waar nie? Ja. Nie net billik in salarisse nie, maar billik in tyd. Billik in hoe jy mense hanteer. Ja. Billik in wat jy van hulle verwag. Hoekom? Want jy het 'n Here in die hemel wat na jou kyk en wat jy saai sal jy maai. Ja. Nou gaan ons oor na vers 2 tot vers 4. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. En bid tegelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, om te spreek met die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeye is, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. Nou, hier kom hy by, dit is so, onthou, die indelings is eers later gedoen. So met ander woorde, hulle het alles hier aan mekaar geskryf. So daai vers, volhard in die gebed, verwys direk na die vorige klomp verse wat daar is. Dit sê, hoorie, julle mans en julle vrouens, onthou hy skryf in die gemeente, So. met julle kinders, met julle werksplekke, met julle slawe in daai tyd wat julle is, en die slawe wat dan gelowiges geword het, dan eindig hy en sê hy, hoe kan ons, behalwe net om onsself hard te probeer, om goed te wees teenoor ander, wat moet ons doen? Volhard in die gebed, en waak daarin met danksegging. Met ander woorde, nie net volhard en bid vir die ander ene nie, maar bid ook vir jouself, om elke dag die situasies beter te kan hanteer. En dan waak daarin, met ander woorde, jy bid, maar jy moet ook as jy opstaan, moet jy nie vergeet wat jy gebid het nie. Jy moet waak daarin, jy moet daarop let oor hoe jy nou ander mense gaan hanteer. En dan sê hy daar, en dan moet ons nog dankie sê, voordat ons in die situasie ingaan, dat ons
dit op die regte manier gaan hanteer, soos wat Christus wil hê, dat ons dit moet hanteer, soos wat Christus sou opgetree het. Dis pragtig. Interpersoonlike verhoudinge, ou Paulus het eintlik seker vir ons die hele opsomming hier gegee. Begin met jou, begin met gebed. Weet dat jy jou krag van die Here sal afontvang en jou wysheid van hom sal afontvang. Oor hoe om jou huwelik sterk te hou, jou kinders volgens sy wil groot te maak, hoe om jou kollegas te lei tot by Christus net deur jou voorbeeld. En die manier hoe jy vir hulle te hanteer. En wat vir my so mooi is daai stukkie wat jy nou gesê het, sê al by voorbaat dankie vir die Here, vir die sukses van jou interpersoonlike verhoudinge. Ja. Dis basies wat hy vir ons hier sê. Dit gaan ook veroorsaak as jy by voorbaat dankie sê, dat jy gaan waak daarop en gaan let daarop, hoe hanteer jy hierdie goed. Want jy kan nie by voorbaat vir die Here dankie sê vir sukses, en jy gee nie jou samewerking nie. Dis baie waar wat jy daar sê. En dan sê hy ook daar, en maar moenie bid vir mekaar, en onthou hy skryf vir die kerk. So hy sê ook hierdie verhoudings in die kerk moet reg wees, tussen julle wat daar is. En dan sê hy, bid ook tegelijkertyd vir ons. Met ander woorde, nou verwys hy na ons, dis nou Paulus en sy medewerkers wat besig is om te werk, die evangelie te versprei, dat God vir ons die deur van die woord mag open. Nou, weer eens, kom ons verstaan dit gou mooi, waar sit Paulus op hierdie tyd? In die tronk. En hy bid, en hy sê, en hy vra vir hulle, en hy sê, bid, dat hier waar ons is, hy bid nie vir vrylating nie, hy bid dat die Here 'n weg sal oopmaak, dat hy die woord kan uitdra. Wat natuurlik vir my verskriklik mooi is wanneer Paulus vir hulle sê, bid asseblief dat ons wysheid sal hê om hierdie woord reg te spreek. Dis vir my verskriklik mooi. Ja. Ons moet dit reg spreek. Dis nie net 'n kwessie van gaan en van verkondig die woord van die Here nie. Jy moet die woord van die Here verkondig volgens die wil, die weg en die wysheid van die Here. Ja. Dit is baie moontlik om in die werk van die Here te wees en meer skade aan te rig as goed. Ja. En dit is eintlik 'n ongelooflike belangrike gebed wat Paulus hier bid, is om te sê, maak dit aan ons openbaar aan ons wat U wil hê ons moet doen, Here, dat ons dit reg doen. Ja. Wanneer laas U so gebid? Ja. Nou om jy af te sluit die laaste 2 verse van daai gedeeltetjie. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is en koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Ja. Wandel in wysheid, met ander woorde, of jy onregverdig behandel word, of jy voel jy is nou die reg om iemand sleg te sê. Wandel in wysheid, teenoor die wat buite is, maar ook teenoor die wat binne is. En koop die tyd uit, maak die beste van elke geleentheid, om die evangelie aan iemand anders te bring, want as 'n medewerker my nou sleg behandel het, en ek gaan af, dan raak dit 'n bietjie moeilik om oor 'n week later te kan sê, kan ek jou iets van Jesus vertel? Ja, ons maak soms die werk van die Here onnodiglik moeilik, omdat onsself. ons nie beheer het oor ons emosies nie waar nie. Ja. En hoe belangrik dit is om te sê, koop die tyd uit. Ek weet ons sê almal, die tyd is min, die wederkoms was nog nooit so naby soos vandag nie. Dit is logies om so daaraan te dink, nê. Maar, wat hierdie teksvers eintlik vir ons sê, jy mag op hierdie oomblik wat jy met hierdie persoon praat, dalk die laaste geleentheid wees wat daardie persoon het, om aangemoedig te word. Jy weet nie wat in daardie persoon se lewe persoonlik aan die gang is nie, jy is dalk op daardie oomblik daar geplaas om hierdie persoon te lei tot by Christus, of aan te moedig, sodat hulle nie moedeloos word en opgee nie. Ja. So, kom ons kyk daarna, en dan kom hy met die laaste vers en sê, soos wat ons nou in die begin mee aangehaal het, laat julle woord altyd, nie somtyds nie, altyd, aangenaam wees met sout besprinkel. Nou ons ken ons nou die storie van sout, nie baie opgooi nie, net 'n bietjie, net laat dit die geur uitbring, sodat ander, ons vrouens, ons eggenotes, ons kinders, ons medewerkers, ons kerkmense, sodat hulle nader na Christus getrek kan word. Sodat ons ook kan weet hoe ons mekaar moet antwoord en met mekaar moet kommunikeer in elke situasie.
om in vrede kan saamleef en vir mekaar te kan werk, om saam in die koninkryk van die Here te kan instap. Dit klink vir my soos 'n wenplan. En solank ons, soos ou Paulus sê, in gebed bly, daardie wysheid voorvra, sal hy dit vir ons gee. Right. Baie dankie dat ons saam in julle huise kon kuier. Nee, sal jy vir ons afsluit met 'n gebed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg van 'n huisgesin. Baie dankie vir die voorreg van 'n werk, van kollegas wat ons mee saam kan werk. Baie dankie vir die voorreg van ons kerk en ons gemeentelede waarmee ons saam U kan kom dien. Maar Here, elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid wanneer dit kom oor hoe ons met mekaar gesels, hoe ons praat, hoe ons emosies in toom hou, hoe ons U woord uitdra met wysheid en met verantwoordelikheid. Here, mag ons woorde met sout besprinkel wees. Mag ons weet hoe om elkeen te antwoord, sodat U die middelpunt van ons lewens kan word en dit 'n lig kan wees vir elkeen. Ons vra dit in U naam. Amen. Amen.